Hemelse Vader, ons praat van U asof ons alles weet van U. Ons lewe asof ons alles onder die knie het in verband met U. Ons praat van die teenwoordigheid, Here. Halleluja. Halleluja. Maar ek weet met my hele wese vanmôre en Woensdagoggend daar in die binnekamer waar net U kan aanskou. Yes, Jesus. Toe U my gewys het, en wanneer ek werklik opdag, gaan julle smelt soos 'n kersbas in die vlam smelt. Toe jy my gesê het, julle het nog nooit werklik my heerlikheid aanskou nie. Yes. Toe U vir my gewys het, ons ry op die getuienisse van gister, verlede jare terug. Want ons het niks om vir die mens te bied oor wie en hoe groot die God is. Julle het my gewys dat predikers en mense kuier om koue oonde, leerhakke met die krummels op die mat wat was. Die sakakabaya. Julle het my gewys hoe ons van die koue oonde kuier en daar's geen vars brood uit die hemel uit nie. En ons het gewoond geraak by die krummels wat op die mat en op die rakke lê van gister. Yes, amen. Geen vars brood in die hemel uit nie. Kragteloos. Predikers wat van die evangelie afvallig word en verdeeldheid saai selfs tussen Paulus en Petrus, dat hulle twee verskillende boodskappe evangelies gepreek. Predikers wat besig is, julle, met die gedaante van onsaligheid, maar in die krag verloor. My God, kom help ons vanmôre. Want ek weet, dit wat die inhoud van hierdie boodskap is, wat U vir my gegee het, julle, gaan die praat vanmôre, julle, en U wil bly maak, julle. Ek gee nie om wie het opgedaag en wie het nie opgedaag nie. Hulle wat nie opgedaag het, die Here, daar is sekere rede, maar my God, ek gaan praat met hulle wat hier is vanmôre, en hulle wat kyk op YouTube. Kom help ons vanmôre. Yes, Lord Jesus. Halleluja. Julle, Halleluja. ek kom in nederigheid en ek praat met baie liefde. Moenie my agter jou liewe kruisberg nie, Here. Ek het die skrif daarvoor nie. Maar sit my vir die verhoog vanmôre as 'n brandende fakkel vir elkeen om te aanskou wat wil U hê moet ons wees vir U. 'n Brandende vuur, Here. 'n Kragtige getuie van wie Jesus is en nie wie ek is nie, Here. Kutakasatalamas. Hallelujah. Yes, Jesus. De wees vir Jesus. Kasatalamasayata. Ons prys U naam, my Kan meester. jy jou God hande klap gee vanmôre? Dat jy God in hierdie plek verwelkom vanmôre. Ek bedoel nie hierdie plek nie. Ek bedoel hierdie plek. Kan jy op vanmôre hier verwelkom? Net jou hand opsteek en sê, Here, welkom. Welcome into my heart, God. Welcome into my heart. Hallelujah, hallelujah. Jy kan die sitplekke neem. Prys die Here.
Halleluja, halleluja. Elena, die my vriends, kyk op braai mense is hierdie drie, en sê hulle dit steeds vas in elke enetjie. Prys die Here, halleluja, halleluja. Hou hom styf vas, want jy bly ons op die verhoog, maar iemand daar sê, hou hom styf vas, hoor. Ja, hulle wat? Prys die Here, halleluja, die ander sin is by hulle partners, prys die Here. Halleluja, halleluja, halleluja. Kewontolo o shandaraba wontolo o kaya. Hientaraba sutur o shandaraba. Shandaraba kaya taraba wontolo. Jesus. Jesus, I exalt you, Lord. We exalt you, Lord. Mag jy so my hier gebou volgeword, Here. O my God. Mag jy, Here, ons help dat ons almal raak, jy weet ons genadig. Ek glo julle almal weet wat is in hierdie pakkie vir al die vrouens, ek glo julle weet wat dit is vanmôre. Ek glo julle weet ook wat ek aan my hand was, so is 'n deel van 'n patroon, van 'n plan om 'n rond te maak. Ek glo julle almal weet wat is hier. En ek glo julle almal weet dat ons vrouens en dames, wanneer daai patroon uitgesny is, soos wat hy hier gegee is volgens dit wat op die prentjie wys. Glo vanmôre met my hele hart dat om by daai eindproduk uit te kom, moet ek by die patroon bly wat hier is as ek reg is. Julle moet my help, sissies. Ek is maar 'n leer op naaldwerk. Ek kan knope aanwerk en ek kan 'n paar stukkies goed vasmaak. Ek kan miskien kouse stop en dit gaan dalk nie moeilik soos jou nie, maar ek glo vanmôre met my hele hart dat as ek in my onkunde net by hierdie patroon bly en ek probeer maak wat op hierdie patroon is vanmôre, gaan ek by hierdie eindproduk uitkom vanmôre. En ek glo vanmôre dat as ek hierdie patroon sny in plaas van die materiaal, dan glo ek vanmôre dat ek gaan nie by die eindproduk uitkom wat hierdie patroon veronderstel is om te wees nie. En ek glo vanmôre met my hele hart dat ons sit vanmôre hier en ons is afgemaak en ons is moeg en ons kom en party is in die 60's en party is in die 50's en party is in hulle 30's en hulle 20's en die tieners is by die kinderkerk en die kindjies is daar wat hulle sal aansluit, maar ek glo met my hele hart ons kom deur een of ander geveg in ons lewens en iewers het dinge skeef geloop en iewers het ek en jy begin moeg gemaak raak, maar mag God ons vanmôre vashou dat ons nie aan hierdie plan sny om by hierdie materiaal te pas nie, want ons lewe op die oomblik in die uur waar hulle besig is om die patroon te sny, om die materiaal te pas en God af te water en af te trek op ons vlakke, sodat ons vir hom vertel, dis hoe dinge werk. Amen. Hoor mooi. Paulus kom en hy skrywe. En voordat ek het kwartier, vir baie 28 Desember af, probeer ek deur die leiding van die Heilige Gees almal inhak om ons deur te trek na dit wat die Here se plan vir die tyd is. Ek twyfel nie vanmôre in wat God wil doen nie. Ek twyfel nie vanmôre. Ek weet hier's vanmôre mense omdat ek die fout gemaak het om te adverteer waaroor ek gaan preek en Satan het gesien het en hy hulle weerhou om hier te wees om bevryding te kry vanmôre. Maar ek weet waarmee God besig is. Want ek weet wat ek weet, because you know what? I know somebody who knows what to do. Bly by my. Ek het gesê, ek gaan met jou praat oor, it is time to shake it off. En Paulus kom en hy skrywe, dat ons is 'n oop brief aan die wêreld. Hy sê, nie 'n brief geskryf met pen en ink op papier, maar geskrywe op die handtafels van julle harte vanmôre. Bly by my. Jy is 'n oop brief. En moet dit onthou,
Want ek gaan vanmôre totaal en al jou vat om jou te bewys wie en wat jy in Christus kan wees. Sal jy met my? Julle raak al hoe stiller. Handelinge 28, jou Bybel het, maak hom oop asseblief. Onthou, ek bly by die patroon. Die materiaal het eers sê. Sal jy met my? Ek weet nie, ek is nie God nie, maar ek kan onderskei en ek kan sien in watter diepte van die waters van God se troonkamer mense beweeg. Ek kan sien duidelik wat is jou diepte in die Here, waarvan die hart vol is. Lippie, not waar. En ek bly met baie mooi luister vanmôre. As julle het, Handelinge 28, die laaste boek van die geskiedenis van die kerk. Mag die Here ons help vanmôre, dat dit die geskiedenis bly nie. Ek sou elke amen gevat het wat ek nou kon kry. Mag God ons help, dat dit die geskiedenis bly nie, maar laat dit die plan van God uit die geskiedenis is. Hoekom? Want my Bybel sê wat was, sal weer wees. Halleluja. Prys die Here. En voordat ek dit gaan lees, tel vir jou beeldjie op. Asseblief. Het almal 'n beeldjie sien. Hou in jou hand asseblief. Het almal 'n beeldjie, hou in jou hand asseblief. En jy nie enetjie. Ja, sorry man. Daar's vir jou beeldjie. Ek wil julle gou vra asseblief. Hier is die boksie. Kom steek hom vir my die kers aan asseblief. In my son. Sê sy, ek sukkel om almal in 'n eenheid te kry. Maar iemand wil vir my die kers aansteek. Hæ? Hy is dood, maar jy moet hom laat. Hæ? Gaat dat nie werk? Kan ek iemand dalk tussen julle nooi, wat die vuur van God het, omdat hy nie beter as julle is nie, maar omdat hy dalk anders is, om met die kers aan te steek. Jee. Tegnologie, prys die Here. Luister mooi, bly by my, kom ons hou die salwe, bly by my, steek hom aan. Baie dankie, Wouter. Dink jy, as jy by daardie kers draai maak van jou bietjie 'n kans staan om te brand? Oh. Iemand het gesê, ek wil nie name, wie was dit jy? Jou is uitgebraak. Is die kerk uitgebraak. Het die kerk verleer om by die oorspronklike vuur uit te kom. Het die kerk iewers dit gemis. Jy sit hier, jy sê maar pastoor, hoekom het Wouter, het hy die vuur by hom gehad? Hy het net die vlam van die vuur gehad. Hy het die vlam gesit, sodat daar vuur kan wees. Ek en jy is veronderstel om die vlam te wees uit die hoofkarakter van die woord van God, wat 'n betekenende vuur is, en dis God alleen. Ons is veronderstel om 'n leefwyse te lewe op die altaar, waar die vuur nooit moet ontbreek. Ons is veronderstel om 'n brandende vuur te wees, wat hy gesê het, doop julle met die Heilige Gees en met vuur. Nie omdat ons beter as die ander is nie, maar omdat ons anders is. Jy daar gesit en gesê, ek
het nie 'n kans nie. Hy's uitgebrand. Hy het gebrand. Hy's klaar gebruik. Jy's reg. Ons is uitgebrand. Ons is gebruik. Ons is misbruik. Ons weet nie meer wat te kan doen nie. Die vuur wil nie meer op my lewe brand nie. Maar daar is hoop. Daar is nog steeds 'n vuur wat ons aan die brand kan steek vanmôre. Right, kom ons gaan nou na die Handelinge 28. Die mense, pastoor, julle moet my stem dra met hierdie mic asseblief. Hy sê so mooi. Vers 1 en eerst ons gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Melite genoem word. En een woning het ons buitengewone mensenliewendheid bewys. Want hulle het 'n groot vuur aangesteek en ons almal daarby gebring weens die reën wat gedreig het en weens die koue. Kyk gou vir my. Sê vir jou langs jou, net dit wat nou gelees is profeties. Is profeties. Vers 3. En Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit. Tony. En 'n ander het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. Maar mooi. En toe die inwonerlinge die dier aan sy hand sien, sê hulle vir mekaar, hierdie man is beslis 'n moordenaar, want die goddelike wraak nie laat lewe nie, al is hy uit die see gered. Vers 5, maar hy het die dier in die vuur afgeskit en geen kwaad gelei nie. Sê weer langs jy, it's time to shake it off. It's time to shake it off. It's time to shake it off. En hy het die ander, die viper, in die vuur afgeskit. Is julle met my? Hy het die viper, die serpent, hierdie giftige slang. Die ander ene is soos 'n luislang, is 'n spirit, wat hom om mense opdraai en opkrul en die lewe uit jou uitbug. En die ander ene is 'n viper, wat jou pik en gif vrylaat oor tyd. Onthou wat ek jou sê. Luister mooi. 1 Korintiërs 10 vers 11. Hy sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. 1 Johannes 4 vers 4. Maar julle is uit God uit my kinders. En het hulle oorwin, omdat hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. As jy met my. Ek gaan dit herhaal. Hierdie dinge het met ons voorvaders gebeur. Hulle was neergeslaan in die woestyn. Want hulle het gesterwe in hulle ellende en dilemma's. As voorbeelde en waarskuwing aan ons op wie die einde van die eeuwe gekom het. Bly by my. Daarom moet jy verstaan, julle is uit God uit. Nie na die voorbeelde van mama en papa nie, maar julle is uit God uit. Gebore, wedergebore, met die wedergeboorte ervaring. Julle is uit God uit my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in jou is groter en sterker en magtiger as hy wat in die wêreld is. Luister mooi.
Nie na die mond van die mens nie, maar uit God uit. Johannes 1 vers 12 en 13, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Sê die vers? Kom maar, aan hulle wat in sy naam glo. Bly by my. Ek hoop julle gaan kry wat ek julle gee. Julle is uit God en my kinders. En het verlede tyd hulle oorwin. Omdat hy wat in jou is, nou het jy ook dan die autoriteit om kind van God, nie Christene nie. Nee, daar's 'n verskil. Daar's baie, die anti-Christ noem homself 'n Christen. Gaan kyk mooi in die geskiedenis. Baie sê hulle is Christene, net vir die voordeel. Maar kinders van God is kinders van God, omdat hulle in hom glo, ongeag hulle omstandighede, ongeag wat die dokter sê, ongeag wat die uitsprake is daar buitekant. Ons weet dat ons is onwrikbaar, geanker in die anker van die lewe, omdat hy in my is ek sterker as enigiets wat my pad kan kom. My soul, as ek vertrouw, ek sien dit vanmorgen. Luister mooi, Jesus, met sy hele demonstratieve leefwyse, hy het nie net gekom om te sterwe nie, hy het nie net gekom om jou te verlos van jou sondes aan die kruis nie, hy het gekom om 'n demonstratieve leefwyse te lewe en te demonstreer hoe lyk hulle wat uit God uitgebore is. Nou my soul, jy moet sê, ek swaar met dit. Hoor mooi, julle kom teen elke verneerende gees hier en buite om in die gebou. Stel hulle kragternis. In Jesus naam. In Jesus naam. Luister mooi. Hy het gewandel. En ek wil jou iets wys uit die woord van die Here. Hy sê in Markus 1, nadat Johannes oorgelewer was, staan Jesus op en hy sê, kom nou en sê gou 'n sinnerspreek agter my aan, sodat julle kan bekeer en gered word. Hy staan op en sê, nadat Johannes oorgelewer was, Johannes se tyd is verby. Die kerk, soos ons die kerk ken, sy tyd is verby. Hy sê, die koninkryk het naby gekom. Bekeer julle en ek gaan Revelation preek vanmorgen, dis op my, ek gaan Revelation preek, bekeer julle en glo die evangelie. En moet met my bly. Ek gaan die kas wat Satan om die kerk gebou het, skud vanmorgen in die naam van Jesus. Ons gaan 'n besnydenis op ons hart te kry vanmorgen. Die Here het my beloof vanmorgen, as ek hier gaan regkom nie, gaan hy my pad, waar hy my kan gebruik, waar ek gaan regkom. En ek sê dit met liefde. Want ek het te veel van dit wat God in my gesit het, om uit te deel, as om dit myself te hou. Ek kan nie. Ek is geestelik so groot, wat ek vanmorgen voel, ek het 39 jaar se kennis en ervaring, wat ek wil terugvloeg aan mense, sodat jy 'n verskil kan word, dat die koninkryk van God kan groei, en jy kerk of organisasie nie. Gaan oor die koninkryk, hy sê, bekeer julle, en glo die evangelie. Hy gaan 'n bietjie vasraak. Hy sê, die koninkryk van God het naby gekom. 'n paar verse nadat hy gesê, bekeer julle en glo die evangelie, toe sê hy, en die koninkryk van God is waar in julle. Kom nou.
Maar ek het net dat julle nie verstaan nie, of nie geken het nie. Hy sê nie, 'n kerkorganisasie is in julle nie. Hy sê nie, dis pastore, met invloed en rykdom en wat ook al het in julle nie. Hy sê nee, bekeer julle, want die koninkryk van gerechtigheid is binne julle. Shakatalabasai. En as die koninkryk van gerechtigheid in my is, dan moet hierdie vlees sterwe. Hierdie vlees kan nie sê nie. As ek gepraat afgelope week oor goed wat gebeur het en hoe moeilik is dit om te vergewe en al, my God maak my vanmorgen 4 uur wakker, 1 uur voordat ek moet gaan bid, sê die Here vir my, ek gee nie om wat sy sê nie. It's all about obedience, obedience, obedience. As jy nie jouself kan verloon en jou kruis opneem nie en my volg nie, is jy my nie waardig nie. Kruis is wat God in jou lewe toelaat om jou te breek, want trots kan nie oorleef waar die koninkryk van God moet regeer nie. My goodness is mooi skoon. Nou daar. Was dit JJ? Is 'n geweldige krag. Is 'n geweldige krag. Ek vrees God. Ek vrees wat ek kan doen. Hierdie liefdevolle, genadevolle God kan 'n verteerende vuur word. As hy besigheid met jou bedoel en hy het nie jou samewerking nie. Hy sê, bekeer julle. Maar die koninkryk het naby gekom en hy loop en hy sê vir die disippels, hulle sê, sit 'n visvang, jou kom visvang. Ek weet dit, ek het by hom gehoor. Hy het 'n viswinkel gehad, so hy's al die pad geskoor. Kom Wouter. Hy sê mooi. Hy sê, dis al wat hulle het. Dis hulle skyte. Dis hulle denke. Dis al wat hulle het. Dood eenvoudige, ongeletterde mense, wat niks anders het as visskyte en nette, om net te oorleef van dag na dag. En hier kom hierdie man van Nazareth, en hy stap verby en hy sê, volg my. Opitzo is die Griekse woord. Opitzo. Kom gerus, pastoor. Goed, kyk na jou. Loop stadig. Opitzo beteken to follow right behind the leader. Hy sê, moenie links aanbytjie, moenie regs aanbytjie. En die spore van sy gerechtigheid om sy naam opbou. Dankie. Maar gewoon, dis revelation. Follow right behind the leader, Jesus Christ. The archeos of the salvation. Die architect van hierdie reddingsplan. Volg my. En die spoedspore van sy gerechtigheid om sy naam opbou. It's not about Herman Hertz. It's all about Jesus Christ. It's not about a church name. It's not about an organization or a fellowship. It's all about God Almighty, who revealed himself as Jesus Christ, the eternal Savior. Amen. Amen. Om sy naam opbou. Daarom gaan hy goed in my lewe toelaat om my af te breek. Gaan jy nou openbaar gee, om my af te breek. Sodat ek kan wedergebore word. En as ek wedergebore is uit water en gees,
gebekeer het, gedoop is met die Heilige Gees, in tale gepraat het, heiligmaking, en ek het begin weer koud word afval, is dit 'n daaglikse proses om jou te bekeer. Maar die kruis wat jy moet dra, is dit wat hy toelaat in jou lewe, om jou te kruisig, want jy sing dan, te wees soos Jesus. Ek is bang om dit te sing, want ek weet as ek dit sing, gaan hy my in 'n kruis vasmaak, want my gaan doodmaak, my gaan inbreek, sodat ek dan raak kan sê, ek leef nie meer nie, want vir my is die wêreld gekruisig, en ek vir die wêreld, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe binne my, Christus praat in my, Christus praat hier in my, Christus in my, om my, Christus as ek gaan slaap, Christus as ek opstaan, dis al waaroor ek en my vrou gaan. So nou dan laat ons toe, om 'n bietjie by die liefde kyk. Is dit mooi? En hy sê, volg my. En terwyl hulle stap, kom daar uit Checkers, 'n man wat ook daar was, of was dit nou Standard, ek kan nie, uit Spar, uit Bailey, ek kan nie onthou nie, maar kom daar 'n man uitgehardloop met 'n bose gees, en hy skreeu, ek weet wie jy is. Ja, hy kom uit die kerkgebou uitgehardloop, sê die Bybel, uit die tempel uit, hy sit tussen ons. Hy kom uit die kerk uitgehardloop, waar die priesters en die predikers elke dag besig is met God. En hy sê, ek ken jou. En Jesus stop en hy kyk vir hom. Hy sê, wat is jou naam? En hoeveel is julle? En waar kom julle? Wie het julle toestemming gegee? Jy weet ons maak die predikers vandag. Pastoor, West, by 33 ure gevat, om 300 demone uit te dryf. Hy sê, Jesus sê, bly stil en gaan met hom uit. En hy stuiptrekkings gekry en die demone is uit. Hy het met hom onderhandel, ons onderhandel met sonde. Hy het met hom onderhandel, hy het hom vertel, jy het geen seggenskap in die skepper so omgewing nie. Ek wil net vraag, weet die demone waar jy beweeg, wie jy in Christus is? Of maak hulle bespotting van jou? Hierdie week jou vrou my oor my muur kom skelende kere gaan, het ek opgekyk en maar sê, jy is verkeerd, jy kan doen wat jy sê jy gaan doen, maar ek wil vandag weer sê, jy het nie net teen God opgestaan nie, jy het teen 'n man van God opgestaan. En jy gaan die prys betaal, as jy jou nie bekeer nie. Nee, ek is nie beter as hy nie. Nee, ek is net anders. Maar weet jy hoekom? As hulle my opbroek en skel, ek is die draer van die Heilige Gees, God Almagtig. En waar ek beweeg, loop hy saam met my, en hy praat teen my. En hy beskik my, want hy sê, no weapon formed against you shall be able to prosper. Ons het teruggesak, Pastoor Wynand, want ons het verloor die vlam wat die vuur aan die gang hou. En Jesus sê, bly stil. Hy wat gebeur? Die disippels en die kerkmense, die ouens wat uit die kerk het gekom het, gekyk wat hier gebeur en sê, wow, wat is dit? Die Bybel sê my statel, hulle was verstom. Wie is hy? En waar kom hy vandaan? En met watter autoriteit praat hy, dat selfs demone vir hom luister en pad gee? Dit was ongekend. Hulle het nie geweet wat dryf hulle nie. En vandag
predikers met elke motief besig en met gimmicks besig en met allemaal gemors, behalwe om op die altaar te lê as 'n living sacrifice voor die aangesig van God en dit 'n leefwyse te maak. Jy kan nie voorberei by die woord en nie op die altaar en ure se gebed voor God lê dat jy gaan dit maak op die kansel of in die lewe nie. Predikers so wel as mense wat God dien. Ek wil nie sê lidmate nie, ek wil sê kinders van die Here. Ons is nie lidmate nie. Ons is burgers van die hemel. En hulle is verstom met wat autoriteit. En die wonderwerke wat deur hom plaasgevind het, was nie om oulik te wees en vir die mense te wys, wow, ons het nou gesing, wie is hy wat op die water, dis Jesus, die seun van God, en die mense sê, hulle glo daar's twee. Nee. Hy was die seun van God. Hy is nie meer die seun van God nie. Ek wil dit net vir jou noem, as jy gewonder het. Want die seunskap het 'n begin en 'n einde gehad, en dis om te verlos. Hy is die ewige Gees van God, wat nou in ons woon, Christ in us, behoud tot glory. Een oulike koortjie daar, hy sit om, hy sê, gaan saam met hom, gee pakkie voor my deur jou Satan, gee pakkie voor my deur jou Satan, gee pakkie voor my deur jou Satan, jy kom net om my kinders te verlei. Ou Kaapse koortjies het ons het genoem. My, Jesus is mine, ken jy hom? Hy is myne, hy is joune. Hy het vir jou en my autoriteit gegee. Hy kom en hy lewe hoe dit lyk en te verwys aan die wêreld hoe dit lyk wanneer die God van hemel en aarde in vlees rondloop en hoe dit moet lyk hoe sy nagevolge en ek en jou posvat as sy nageslag 'n koninklike priesterdom, 'n heilige geslag, 'n uitverkore geslag. Hoe dit moet lyk wanneer ek en jy op die aarde rondloop. Ek wil vir jou sê, speeltyd is verby. Ons mag lag. Ons mag humor hê. Ons mag seker wat bietjie reg, ek weet nie. Maar ek weet net, hoe dieper ek in hierdie waters in beweeg, my sussie, hoe dieper ek in beweeg, hoe meer val goed van my af, wat ek nie meer wil hê nie, wat ek nie meer wil kyk nie, wat ek nie meer wil doen nie, wat ek wil soos hy wees, wat ek weet as hy kom, dat ek saam gaan, ek wil nie agterbly nie. En hy demonstreer aan die wêreld, hoe hy mag het oor Satan, oor siekte, oor dood. Hy het alles gedoen as 'n voorbeeld en dit toe aan ons oorgegee en gesê, julle sal dieselfde wonderwerke as ek doen en groter. Wie het hierdie week getuig? Moenie anders sê nie. Weet hierdie week net vir jou buurman of jou buurvrou of iemand by die werk gesê, dit wat jy doen of hierdie gevloekery of dit of dat, is nie van God af. O, as jy nou heilig, ja, ek probeer heilig lewe, want God verwag het van my. Weet hierdie week net vir iemand langs jou waar jy bly vertel hoe goed God is. Kom, nie ander stukkie. Wie, sê gaan vir my, wie het dit gedoen? Is dit die deel van evangelisasie nie? Luister mooi. Hy loop met gesag, hy loop met autoriteit, en die resultaat is wonderwerke. Hy loop met gesag en autoriteit, en met waarheid. Want jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. As jy weet my, raak doodstil. Miskien moet ons begin die safety belts nou vasmaak. Hoor mooi. Want ek wil sien dat God sy doel in jou lewe bereik
en jou omstandighede begin verander. Niks gaan verander as jy nie eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid opsoek nie. En hy beloof, dan sal ek al die dinge vir julle byvoeg nie. Maar mooi, onthou die patroon, onthou dit. En die apostels kom demonstreer dieselfde leefwyse van krag, van autoriteit, van wonderwerke, hoekom en waarheid. Hoekom? Want hulle het by die leermeester geleer. Dan nou, die discipels word die apostels. En hulle preek die waarheid. Hulle demonstreer die waarheid. Maar hier gebeur iets wonderliks wat ek nou met julle aandag wil bring. Hier gebeur iets wonderliks. Bekkie, maak ons my oop van baie stadig. Want jy weet mos, die siening kry water as ek dit vanaf wil maak. Dankie my dan. Los ons maar net so aan. Dankie. En Lukas 10. Hier kom 'n paar openbarings. Ja, die Here het my die laaste paar dae wakker gehou met hierdie goed. In Lukas 10 lees ek waar die Here hulle opdrag gee, gaan maak, Lemmy, kom gou hierso. Kom gou hierso. Dit is my vrou se skrif. Ek moet dan maar net so 'n bietjie in die boodskap in. Kwartier daai teks, Lukas 10. Sê vir hulle klop wat baie naby jou mond. Okay, Mattheus 10 vers 8. En Lukas 10. Ja, gooi. Heal the sick, cleanse the lepers, cast out demons. Dit sê ek nie dis jy kry en nie moet jy dit gee. Aha. Dankie. Met ander woorde, hy gee hulle autoriteit om 'n besluit te maak. Hoor mooi. Hoor mooi. Hy sê vir hulle, gaan, los alles. En wat net een ding saam, wat was dit? My naam. Gaan maak siekes gesond in my naam. Gaan dryf duiwels uit in my naam. Jy moet van my blik. En ek nooi jou as jy verskil om na die diens met my te sit, maar hoor hom mooi. Hulle beweeg net onder sy naam. Hy gee hulle magtiging om sy naam te vir die eenheidsboodskap van die doop in Jesus naam. Hierdie is so powerful wat ek nou met julle gaan deel. Hy sê, gebruik my naam. Hulle het niks anders nie. Net sy naam. En hy stuur hulle 2-2. Hoekom het hy hulle 2-2 gestuur? Kom antwoord my. Uit die gehoor uit. Right? Okay? Nog julle. Hy stuur hulle 2-2 uit, sodat die een die ander julle kan beskerm, en as getuie kan staan, wat hy praat die waarheid. Kom staan gou hier langs my. Kom staan gou hier. Ons gaan 2-2. Ek preek. En ek word aangeval en hy staan op en hy sê, maar broeders, ek wil julle moet kalmeer. Laas dag op Facebook sê 'n pastoor vir my, wees kalm, kom ek verduidelik vir jou. En ek sê, nou ek is so kalm, soos 'n psalm. Want ek weet waarmee jy besig is nou in die pad van die hel. Jy bedeel die kerk, jy bedeel mense. So dan preek ek die waarheid en mense val my aan. En hy staan op en hy sê, maar dit wat hy preek het ek ook gekry van dieselfde God. Nou, daar gaan hy. Nou staan hierdie getuie op en hy preek en hulle val hom aan. En ek sê, maar wag so bietjie, want hierdie man preek het ek ook gekry en ons het die bewyse, maar ons beweeg net in een ding en dis in die naam. Dankie. Hoor jy wat ek sê? As getuie, waar 2 of 3 sal 'n saak vasstaan, maar die hoofdoel was om mekaar te beskerm. Luister mooi. Nergens lees ek toe in Handelinge
dat hulle 2-2 uitgegaan het. Ek lees, dat het 'n gewoonte geword, om 2 of 3 of 4 of meer te wees. Op die dag van Pinkster was daar 120. Toe Petrus gepreek het, was al die ander disippels ook daar. Toe hulle op probeer weer leed, het hulle opgestaan en gesê, maar ons het ook met Jesus te doen gekry. Bly gou by my. Hoor hoe ek gaan vir julle iets openbaar. Hulle loop 2-2. In Matteus en Lukas 10, en Markus, hoor mooi. Sorry, hoor mooi. Hulle loop met sy naam, maar hy het nog nie die Heilige Gees gehad nie. Hy het nog nie die doop in sy naam gehad nie. Hy het net sy naam gehad en sy fisiese teenwoordigheid langs hulle. In die Ou Testament het God oorligvaardig geword. Nou is dit God met ons. En hy loop saam met hulle. Maar hulle gaan 2-2 uit, maar hy is nie daar nie. Maar as God, as mens was hy beperk tot Nazareth, maar as God was hy oral. Hoor mooi, bly maar. Ek gaan jou verder vat. Hy het nog niks gehad behalwe net die naam. Bly maar. Vandag beweeg baie kerke net in die naam. Maar predikers staan op hierdie kansel. En hulle was nog nooit gedoop met die Heilige Gees, met die spreking in tale nie. En met vuur nie. Bly my. As julle met my, gaan jy verder vat. Hoor mooi. Pastor JJ, mag ek oop by Lukas 10:19 asseblief. Pastor Wynand, mag ek oop by Markus 16 vers 17 en 18. Ek gaan jou nou iets vertel. En dan kom ek by Handelinge 28 om iets te demonstreer. Is julle met my? Vers 17 en 18, Lukas 10, vers 19. Pastor JJ, lees op vir my asseblief. Kyk, ek gee aan julle die mag om slange, skorpioene te trap. En oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Party goed of niks. Ek gee julle mag om slange te trap, skorpioene, en ek gee julle mag met al die krag van die vyand, sodat julle nooit sal skade ly nie. Okay? Pastor Wynand, lees vir my. Vers 17. En die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. En met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Hoekom gebeur dit nie? Hoekom het ons nie daai autoriteit om iets giftigs te drink en niks gebeur nie? Hoekom kan ons nie meer op slange trap en skorpioene, met ander woorde, dit wat die vyand na ons toe gooi nie? Hoekom struikel ons? Hoekom sukkel ons? Hoekom sukkel ons om te oorleef? Hoekom? Luister mooi, God praat met my, hy praat met jou saam in die Gees van God. Hoor mooi, hoekom gebeur dit wat Pastor Wynand nou gelees het in Markus 16, 17 en 18? Hoekom gebeur dit? In my naam sê hulle dit, in my naam sê, hoekom nie? Helaas was het dooie opgewek. Ek en Pastor JJ kan getuig oor dooies opwek. Wat is nou ou getuienisse? Maar ons was daar. Helaas was en kankers uitgeval. Helaas het jy gehoor van nuwe longe wat ingesit is in 'n borskas. Ek kan getuig daarvan. Maar ons bedien het. Ons kan getuig hoe kankers. Ek praat vir myself, maar soos jy kan vir homself praat, want hy weet en sy vrou weet waar God hulle gebruik het. Pastor Wynand weet en die ander pastore, maar hoor mooi, ons het beweeg. Ons het die laaste paar weke gesien hoe 'n vrou wat sterwend is in ICU en sy opstaan nadat hulle haar rug het sy uitgestap en sy moes teruggevat word ICU toe, want buite die hospitaal, toe hulle dink sy stap gesondheid, toe sak sy mekaar.
En hulle vat dan terug ICU toe en sê, want dringend, ek weet nie of sy wil formeer of wat ook al nie, maar ek hoor hoe sy sterwend is en sy val haar kop oop in ICU. En hoe ons vir hierdie vrou bid oor die foon, en hoe God haar bonatuurlik aanraak, dat sy vanmôre wakker geword het in 'n algemene saal. Ons het gesien hoe kankers uitval die afgelope tyd. Maar wat het gister gebeur? Wat het vanmôre gebeur, behalwe dat hy jou wakker gemaak het en genadig was? Waar is die autoriteit in die kerk, dat hierdie goed wat Jesus beloof het, vir jou en deur jou kan gebeur, nie net vir pastore nie, maar vir almal. Ja. Waar is die sigbare wonders en tekens en genesings? Dit brand in die Kaap. Waar was die profete wat waaragtig is, wat opgestaan het en kon sê, Here, nou sluit ek die hemel oop dat dit reën, maak hierdie vuur dood. Waar is hulle? Waar is die profete wat in die droge tyd van die gebiede kan staan en sê, Here, ek roep reën. Waar is hulle? Die vlam het doodgegaan. Want hulle het nie by die vuur gebly. Maar hy het oor in die spore van my gedagtigheid gehoor. Ek sal nie. Maar mooi. Mense, hoor my mooi. Dit bewe hier binne in my om te besef. Dat ons het kragteloos geword en die wêreld maak met ons wat hulle wil. En die Here sê, Lukas sê, Jesus self, hy sê as jou sout lag geword het, moet dit by die deur uitgegooi word om vertrap te word. Ons word vertrap, want ons sout het lag geword. Dis kragteloos. Ek bring vir julle boodskap Sondag na Sondag, om julle in iets in te lei wat God wil herstel in die kerk. Ons het baie gimmicks in die kerk gebring, ons het baie metodiek in die kerk gebring, maar hierdie apostels se leefwyse was nie wat hulle mense opgeleid om evangelisasie te doen nie. Hulle leefwyse was evangelisasie. Hulle leefwyse was van krag, van oorwinning, van God se seëninge en vuur in aksie. Waar hulle beweeg het, was verroering. Wat roer waar jy kom? Ek vra dit, want weet jy wat? Ek sien profesie. Wanneer was Bishop Atchison hier so? 2010. 12. Dit was toen 13. Ja. Begin 13, hè? Ja, ek is nie die eerste keer toe ons die seminaar gehou het by Brittanje. Die tweede keer, hè? Toe was het vanaf 13, toe Jan maar rondgeleid het. Hy is nou mooi. En hy sit in daar by Ramkant, en hy sit daar, en hy kyk my so. En hy sê vir my, God is going to do great and mighty things for the young ministry. Ek het nie gejuig. My ma, my pa het my groot gemaak, wanneer God vir jou woord gee, is daar altyd 'n maar. En ek het gewag vir die maar, die pad gedeelte. En hy sê, but God is going to take you through trials. In die woestyn. Hy gaan jou groot maak en leer om te daal en al afhanklik van hom te wees. Sodat niks wat hierdie vlees kan deurkom nie. My pa het my geleer toe ek op skool begin presteer het in atletiek. Jy moet wen om te verloor en verloor om te wen. En jy moet albei kan hanteer. Kry 'n balans in jou lewe. En die jare het gekom van daardie tyd af, is ek die hel. Van julle gaan dalk nou ook die hel oor profesie wat op julle lewens hang. Want julle het dalk nog nooit 'n profesie gekry, want julle weet dalk nie waarom gaan jy die ding nie. Dis aan 'n uitwend. Maar hoor my mooi. Dit het so erg gegaan. Hulle sal julle vervolg terwille van die naam van? Wie is hulle? Die wêreld. Die kerk. Hulle sal teen jou opstaan en jou slaan met die vuis.
omdat hulle jou haat oor die kleed wat jy dra. Ek kan dit jou, ek wil jou nie daai kleed dra nie, ek wil jy moet ook dra, suster. En in hierdie paar jaar van 2013 af, tot die Here my moeder nou dag kom haal het, en sy my pa gelê en hy langs die bed en ek sal in die kamera kyk en sê, en my suster en my broer en my swaar en familie sal my uitdra, het hulle uitgeroep en gevra, Here, wat gaan aan? Hoekom is my kind malaats? Hoekom haat hulle hom? Maar jy sien, ek is bereid om die prys te betaal vir dit wat ek van God al ontvang, want ek het nie voorgee my nie. Ek gee nie voor ek is iets wat ek nie is nie. Ek wil nie met 'n afkop wereldjie loop nie. Ek wil 'n wereldjie wees in God se hand wat standhoudend brand. En ek wil hê jy moet dit wees. Want dis wat God bestem het ons moet wees, 'n vlam wat die wêreld aan die brand kan steek. Die wêreld mag nie invloed op ons hê nie. Ons moet 'n invloed op die wêreld hê. En ek is dankbaar vir elkeen wat hy instuur. Wat ek weet, ek wil uitdeel. Want ek wil dit vir myself hê. Profesie wat deelkom oor die bediening wat God gedoen, is nie ek en my vrou nie. Dis vir ons. Nou sê my bly, ek gaan inkom met 'n geweldige wonder. Hoe kan herlewing plaasvind as die laaste generasie nie eens die waarheid ken en weet wat die salwing is nie? Ek kan nie die boodskap preek sonder 'n salwing nie. Dis hoekom ek en my vrou dankbaar is vir predikers wat God instuur, wat weet waaroor dit gaan. Jy moet mooi luister. 'n Godsdienst wat jou niks kos nie, is 'n cheap godsdienst. Het is maklik om te preek. Petrus het vir die Jode gepreek. En Paulus het vir die heidene gepreek. Maar Paulus het bekering ook gepreek en doop in Jesus naam. Stupid kan die duiwel wees. Hy probeer die woord verdraai. Maar dan kom die genade boodskap in. Jy het nie nodig met watergoed te doen te en al die goeders nie. Jy het nie nodig, dit staan geskrywe in die pastoor se skryf, hy sê, jy het nie nodig om 'n diens te adverteer en te sê, as God ons net 'n kykie in die hel gee, gaan die altare vol mense wees. Wat praat hulle? Maar Jesus sê, vir almal wat wil hoor, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Jesus het meer oor die hel gepreek as oor die hemel. Dit kos 'n prys. Ja, maar Jesus het klaar die prys betaal en gesê dis volbring. Maar my Bybel sê Paulus, hierdie stryd is eenmalig aan die heiliges oorgelewer. Hoe weerleer ek die duiwels? Ek gaan nie voor God staan vir een mens op die aarde se bloed op my hande nie. Ek weier. Ek is eerder nou jou vyand, as wat ek jou vyand is in die oordeelsdag. Ek is eerder die jammer wat sê, loof hom, aanpunt om heilig is die Here. En ek het gehoor wel gedaan, dat trouwe diensknegt, as die prediker wat op die oomblik in die hel hardloop, soos dat hy vlug vir die mense van wie hy gelieg het. En bedreig het. Luister mooi. Die apostels het gewandel. Hoor nou mooi, die eendrachtigheid. Ek praat baie daarvan. Hulle het gewandel met autoriteit. Dieselfde autoriteit. Van dieselfde God af. Hulle het gewandel met dieselfde boodskap. Hulle het gewandel teen dieselfde oppositie. Hulle het gewandel in dieselfde naam. En op die dag van Pinkster met die uitstorting van die Heilige Gees was hierdie disippels gedoop met die Heilige Gees en in sy naam. Toe het hulle nie meer net die naam nie. Toe het hulle die naam
binne in hulle, in sy mens, in sy goddelike wese, woon hy nou as die ewige gees van God wat hulle gesien het, en waar hulle binne in hulle. Hoor mooi hulle te haal. Hulle het met hom gewandel, maar hy sê ek gaan weg, maar daar kom tydjie kom ek terug, en ek gaan in julle bly. Wie het dit gesê? Jesus. Hy stort dan van die Heilige Gees. Wie kom woon binne in ons? By die sprekende tale? Jesus, die ewige Gees van God, wat sy naam aan ons kom bekend maak het. En nou het hulle nie net die naam nie. Hulle weet wie en wat en die prioriteite van die naam is. En die verantwoordelikheid om die naam te dra. Ek wens ek in hierdie preek by elke eenheidskerk in Suid-Afrika preek na die Gees van God en die klomp pastore uitskit met hulle duivelse agterbaksheid om mense te verlei nou skielik met 'n genade boodskap. Jy is glo nie doop met die Heilige Gees met spreking in tale nie. As jy nie wedergebore word uit water en gees nie. Wat dan? Kom help my. Kan die koninkryk van God deurgaan nie? Die boodskap by hierdie uur is nie mooi praatjies nie. Nie as jy wil nie. Nie as jy lus nie. Jesus het gesê, bekeer julle. Maar die koninkryk het naby gekom. Ek is nie hier om mense vir my te wen nie. Hierdie bediening draai nie om my personality nie. It's all about Christ and Him crucified and glorified. Now live inside of me. Christ, the hope of glory. Kushata Orabasana. Irabakayata Osondo Rababahanda Rabasai. Luister mooi. Hulle het 'n agreement bedien. En enige opererende gees het nie gewaag om naby die ouens te kom nie. Ek praat van apostels. Luister mooi. Hulle het totaal en al met accountability bedien, verantwoordelikheid, met die werk met siele. Vandag staan die pastore na Saterdag, staan hulle op die kansels, met hulle rugbytrui van Springbok en Blauwbulle, en hulle staan op die altaar van God, en hulle spog oor hulle rugbykyk van gister. Dis 'n skande, dis nie van God af nie. Want hier is die kontakpunt tussen my en jou en die hemelabo, God almagtig. Hoor mooi. Hulle het met dieselfde krag bedien. En hulle was getuienis van wat God gedoen het. Hy het gesê, en julle sal krag ontvang, dynamos, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ons het die getuienis nie. Want ons is bang om slange te trap. Want ek is bang ek trap op iemand se toon en ek verloor hom op haar. Man, in Leidenburg, by die kerk wat ek destyds al beplant het, is daar 3 gesinne wat veroorsaak dat daar provokasie kom. Die kerk wil ek nie groei nie, julle maak my wakker. En hy sê, hierdie gesinne kan mekaar nie uitlos, julle bespreek die kerk en jou en hulle skiller van mekaar. En raai wat? Dis die ouens wat die grootste tiendes betaal. Nou die normale prediker sê, nee, Here, ek gaan niks op hierdie saak doen nie, want ek gaan so 13.000 rand in raadpreding, en wat het ek hem geplan, 2003, 4, 5, was het nogal baie geld, 13.000 rand. Dis nie die 3 gesinne. Maar ek sê, Here, gee my wysheid en ek sal keer dit uit vir u. Maar dit gaan nie oor my nie, gaan nie oor my kerk nie, want dit is nie myne nie, dit is God se. Hy is die boumeester, hy gee die opdrag, hy het vir my 'n plan gegee, en ek moet by die plan bly. Dan sal ek by die eindprodukte kom, die mieliemeel ken jy, of die meel ken jy nie, die bakpoeier het nog nooit van jou gehoor nie, die eiers weet nie wie jy is nie, maar bly by die resep,
En die uitproduk sal die teleurstel nie. Ek bly by die resep. Al staan jy teen my op, ek bly by die resep. Ek weet waarmee God besig is. En ek staan daai oggend in die diens. En almal het gesing net wat ek preek, sê broer, suster, staan julle gewaar. Julle wil nou mos nie agteraf wees. Die Bybel sê wat in die geheime gebede sal op die dak kyk. En wat sê word en God sê ek moet daar uitpas sê wat julle gaan is. Julle kan mekaar nie uitlos nie. En julle trek my naam en hierdie bediening se naam deur die modder en God se naam deur die modder en julle skinder. Maak reg met mekaar. En het uitgestap. Dat nooit meer teruggekom nie. 2 weke. Toe voeg God 7 nuwe huisgesinne by. Toe begin die kerk groei. Want ek skaam my nie oor die evangelie. Ek is nie skaam om te verteenwoordig wat God van my verwag om te sê nie. En as ek uit orde is, het jy die polster reg met te sê, pastoor, jy is in my orde. But it's not about me. It's not about this flesh. It's about Jesus. It's sy plan. Sê vir langs jou, praat met jou. Stap by hier aan die ander kant sê, man, jy moet nou mooi luister, ons is daar. Hulle leerwyse was preach the kingdom of God. Gospel. Heal the sick. Cast out devils. Ek bid nie vir demone nie. We cast them out. Ons dryf hulle uit. Gepad oor my deur jou Satan. Gepad uit my huis uit jou vuilgoed. Gepad. Authority over demons, baptism in Jesus' name, receiving of the Holy Spirit. Dit was hulle werk gewees. 24 uur, hulle die kerk gebou nie. Hulle die evangelie verkondig. Die kerk het ontstaan, Efesiërs, Romeine, Korintiërs. Hulle het ontstaan as gevolg van wat in Handelinge gebeur het. En hulle ouderlinge of hoofstes of predikers aangestel om na die gemeente te kyk as herders. Maar hulle werk was uitsluitlik al die ouens en die lidmate, die 3000 wat gedoop is op Pinksterdag. Later 5000, later 7000. Was gewees om 'n demonstratiewe leefwyse te lewe wie Jesus is. Dis evangelisasie. Dis die krag van God in aksie. Dis wanneer jy loop en jy sien dit op straat wat jy reg, you cast that devil out. Want hoekom? Die territory van die aarde, behoort jy in die wêreld nie. Dis God se werk. Hy het gesê, ons kan nie.